Almagtige God en Hemelse Vader, Here, hier waar ons in die teenwoordigheid by mekaar is, kom vra ons, Here, dat U vir ons die nodige insig en wysheid sal gee. Here, dat U ons sal inspireer, dat U ons sal versterk, dat U ons sal vertroos, dat U ons sal bemoedig in hierdie week wat voorlê. Here, U weet van die hartseer nuus wat ons hierdie week ontvang het. Van Neville Hines se dogter en Cornea wat geval het en die res van die mense op ons gebedslys. Ons kom vra, Here, dat U hulle sal kom toevou in die arms van liefde. Here, dat hulle iets van U liefde, iets van U teenwoordigheid, iets van U barmhartigheid sal beleef in hierdie moeilike en uitdagende tyd in hulle lewens. Here, dan is ons saam met elke liewe persoon wat hierdie week verjaar opgewonde en bly. Ons sê ons dankie, Here, vir die feit dat U vir hulle met nog 'n nuwe lewensjaar geseën het. En mag hulle in hierdie nuwe lewensjaar elke dag U teenwoordigheid beleef en ervaar. Here, ons kom sê dankie vir die reën waarmee U ons geseën het. Mag dit tot vrug van U koninkryk wees. In die groot en heilige naam bid ons dit. Amen. Net so sittend nader ons tot die Here wanneer ons dit saam sê, as hy weerkom, kom haal hy sy kinders. Net so sittend, kom ons nader tot die Here. As hy weerkom, kom haal hy sy kinders. Al sy kinders wat in hom glo, om by hom te wees. Ja, ons wag op die Here en ons sing tot sy Here. Ja, hy kom weer verseker om ons te kom haal. By die Vader, maak hy vir ons woonplek, sodat almal wat in hom glo, ook by hom kan wees. Ja, ons wag op die Here en ons sing tot sy Here. Ja, hy kom weer verseker om ons te kom haal. Hy's die weg en hy's die waarheid, die lewe vir elkeen, sodat almal wat in hom glo, vir ewig sal leef. Ja, ons wag op die Here en ons sing tot sy Here. Ja, hy kom weer verseker om ons te kom haal. Ek groet jou dan nou vanoggend met die woorde van Jesaja 2 vers 2, waar daar geskryf staan: In die laaste dae sal die berg van die Here se huis stewig staan, as die hoogste van die berge. Hy sal bo die heuwels uittroon. Ons hierdie jaar wat verby is gekenmerk as 'n jaar waarin ons eintlik vir mekaar gesê het, maar weet jy, as ons kyk na wat rondom ons aan die gang is, as ons kyk van die korrupsie in die wêreld, as ons gaan kyk na al die dinge in hierdie wêreld, dan voel dit vir ons asof
die Here môre moet kom. Asof dinge besig is om so vinnig uitmekaar uit te val, dat ons die Here nou in hierdie oomblik nodig het. En Jesaja, wanneer hy vir die volk hierdie woorde, hierdie profesie van die Here kom gee en kom deel, kom sê hy, maar in hierdie tyd van nood, in hierdie tyd van swaar kry, in hierdie tyd van onsekerheid, is daar een konstante. God. God wat by ons is. God wat ons ondersteun. God wat met ons is in alles waarmee ons besig is. Hy gebruik dan nou die metafoor van Jerusalem, die huis van die Here, die woonplek van die Here, om hierdie metafoor aan ons te kommunikeer. Hy sal bo die heuwels uittroon. Daarom, my liewe vriend en vriendin, genade en vrede vir julle, van God ons Vader, sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees, wat hier in ons midde teenwoordig is. Amen. Ek wil jou uitnooi om nou op te staan en 'n loflied tot eer van die Here te sing, waar ons in die lyn van die metafoor van Jesaja 2 gaan bly en sê, in die stad van koning Dawid, in 'n nederige stal, is die seun van die mens vir ons gebore. Staan saam met my en sing tot eer van die Here. Die stad van koning Dawid, in die nederige stal, in 'n krib lê daar 'n kindjie, koning van die groot heelal. Jesus Christus, God en Heer, aan die koningskind ons eer. Hy kom woon hier onder mense, hy kom redder van die dood. O wat in hom glo, hom aanneem, die verlossheid hul nooit. Jesus Christus, God en Heer, aan die koningskind ons eer. Eenmaal sal hy as die regter in sy koningsmajesteit weer verskyn vanuit die hemel in volmaakte heerlikheid. Jesus Christus, God en Heer, aan die koningskind ons eer. Ek wil jou uitnooi as jy vanoggend jou Bybel saamgebring het om hom oop te maak by Matteus 24 vers 36 tot en met vers 44. Nou, ons het vanoggend so vlugtig met mekaar gesels oor in watter tyd en in watter liturgiese oomblik van die jaar ons onsself nou bevind. En ek het in die konsistorie eintlik net so spottend wys na dit verwys na die adventstyd en
die kerkraad gegroet met die woorde voorspoedige nuwe jaar. Hoekom? Want in die Christelike tradisie, in ons kerklike almanak, in ons kerklike kalender, is hierdie Sondag die eerste Sondag van Advent, die begin van die Kersseisoen, as te ware die begin van die nuwe kerklike jaar. So, as julle moeg is, en julle is van, maar daar lê nog 'n hele Desember voor, ek is jammer, die nuwe jaar het vandag aangebreek, of jy nou daarvan hou of nie. Hoekom doen ons dit so? Wat is aan die gang? Wat is die redenasie agter dit? En dit is net doeteenvoudig om te sê, maar weet jy, in ons kerklike jaar is daar bepaalde ritmes en bepaalde bewegings wat plaasvind, wat die storie van die evangelie, die storie van Jesus Christus vir ons vertel. En dis hoekom ons kenmerkend die Sondag voordat die Adventstydperk begin, 'n Kerssangdiens het. Want dit is ons oujaarspartytjie. Dis om te sê, maar weet jy, die jaar is verby. Jesus Christus het opgevaar na die hemel. Ons het die koninkryk tyd binne gegaan en ons het die teenwoordigheid van die Heilige Gees beleef en ervaar. Dan kom ons by vanoggend. Dan sê ons, maar ons wag vir iets. Ons wag vir die koms van Jesus Christus. Soos wat sy belofte 2000 jaar terug vervul is met hom wat gebore is in 'n nederige stal in Bethlehem van alle plekke. Is ons nou ook in afwagting vir sy koms, wanneer God en mens vir ewig en altyd saam gaan wees en bly en in die teenwoordigheid van die Here wees. Dit is wat Advent dan nou beteken. Ons sien uit na die geboorte van Jesus op die 25ste Desember, maar ons het hierdie dubbelsinnigheid. Ons sien dan nou ook uit na sy koms, na sy teenwoordigheid, na die finale oordeel van die Here. En in hierdie Adventstydperk gaan ons dan nou op 'n sekere tyd in die erediens 'n kers aansteek. Want elke liewe Sondag voordat ons by Kersfees kom, het dan nou 'n betekenis. En vanoggend se betekenis, die eerste Sondag van Advent, is dan nou hoop. Hoekom? Ons hoop, ons vertrou dat die belofte van Jesus Christus se koms waar gaan word. So, vanoggend gaan ons op 'n punt kom, wanneer ons klaar deur ons skriflesing beweeg het, waar ons dan nou die eerste adventskers gaan aansteek, wat die hoop vir die wêreld verteenwoordig, die lig in die duisternis. As ons by ons teksgedeelte uitkom, dan is ons ook in die laaste helfte van die Matteus Evangelie. En julle gaan agterkom, soos wat ons hierdie teksgedeelte vanoggend lees, persoonlik in my eie Bybelstudie hierdie week, toe hierdie teks voor my geland het, het ek vir die Here gesê, rarig? Hierdie teks, dis Kersfees. Hoekom hierdie teks? Hoekom hierdie teks wanneer ons moet praat oor hoop? En ek gaan julle goed de mekaar maak en vir julle goed verwar, en dan hoop ons julle sal verstaan. Maar kom ons oriënteer onsself nou net eers teen opsigte van Matteus. Matteus, weet ons, is Oud-testamenties, dit is geskryf vir 'n Oud-testamentiese gemeenskap, 'n Joodse gemeenskap, en daarom is daar 'n sterk klem om te sê, maar weet jy, Jesus Christus se koms is eintlik van die begin van die skepping af beplan. En dan gebruik Matteus baie tekste vanuit die Ou Testament, veral Deuteronomium,
om hierdie profeseë Deuteronomium en Jesaja, te gebruik om die koms van die geboorte van Jesus, hierdie hele heilsverklaring wat ons nou net gevier het met Goeie Vrydag en al daai dinge, te verduidelik, om basies daai brug te bou van die Ou Testament oor na die Nuwe Testament toe. Ons het dan nou ook nou net vir mekaar gesê, maar weet jy, Matteus, hierdie gedeelte wat ons vanoggend lees, is in die latere hoofstukke. Hierdie is tydens groot lydingsweek, wanneer Jesus dan nou net Jerusalem binne gegaan het, en hy om Jerusalem op bepaalde plekke dan nou 'n klomp predikings lewer. Onder andere in die vorige hoofstuk het hy nou net die doemprofesie oor Jerusalem uitgespreek, dat in 3 dae die stad vernietig sal word en in 3 dae, in 'n dag vernietig sal word en in 3 dae weer herbou sal word. En is hierdie gedeelte veral in Matteus 24 gekenmerk met hierdie profetiese verklaringe wat Jesus Christus maak, wat begin van die groot verdrukking wat sy disippels sal verduur wanneer hy nie meer daar is nie, tot waar ons dan nou by 'n kontroversiële punt gaan kom in die teologiese wêreld op hierdie stadium, en veral in die lig van wat hierdie jaar gebeur het, dan nou die wegraping en wat dit als behels. Maar ons moet eers lees, ons moet eers verstaan, ons moet eers sien wat in hierdie teksgedeelte aangaan, voordat ons oor hierdie kontroversiële punt kan gesels. So ek wil jou vra, kom ons raak vir 'n oomblik stil in die teenwoordigheid van die Here en vra vir die Here se leiding in ons teksgedeelte. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, hier waar ons in die teenwoordigheid bymekaar is, kom vra ons, Here, dat U hierdie teksgedeelte vir ons sal kom oopbreek. Here, dat hierdie teksgedeelte vir ons verstaanbaar sal wees in hierdie tydstip van die jaar. 'n Tyd waar ons opgewonde is oor U koms. 'n Tyd waar ons opgewonde is oor die rus wat vir ons voorlê. Gees van God, kom inspireer ons en maak ons bekers weer vol. In die groot en heilige naam bid ons dit. Amen. Ek lees vir ons Matteus 24 vanaf vers 36 tot en met vers 44. Sal julle weer vir my aangaan asseblief. Van daardie dag en uur dra niemand kennis nie, selfs nie die engele van die hemele nie, en ook nie die Seun nie, net die Vader alleen. Want net soos in die dae van Noag, so sal die koms van die Seun van die mens wees. Soos hulle immers in daardie dae voor die vloed besig was om te eet en te drink, om in die huwelik te tree en in die huwelik uit te gee, tot op die dag dat Noag die ark binne gegaan het. En hulle niks vermoed het, totdat die vloed gekom en almal meegesleer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Dan sal daar 2 op die land wees. Een sal saamgeneem word en die ander agtergelaat word. 2 sal by die meele maal, een sal saamgeneem word en die ander agtergelaat word. Bly daarom waaksaam, omdat julle nie weet op watter dag julle Here kom nie. Dit moet julle weet. As die huiseienaar geweet het tydens watter nagwaak die dief kom, sou hy gewaak het en nie by sy huis laat inbreek het nie. Daarom moet julle gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n tyd wanneer julle dit nie verwag nie. Hierdie jaar is gekenmerk onder andere, deur
'n sekere sanger wat hier in Augustus, Julie maand 'n sekere verklaring gemaak het en gesê het dat die wegraping van die Here gaan plaasvind. Ek kan nou nie onthou nie, was dit die 21ste, die 7de, die 24ste September, op 'n stadium het dit rondgedraai by die eerste week in Oktober, en toe ek weer sien, toe word dit toe nou weer uitgestel na volgende jaar toe. Maar as ek so na ons kerk kyk, het die wegraping beslis plaasgevind. En dit het nou nogals in die kerklike kringe 'n redelike klomp debatte veroorsaak. In die eerste instansie, veral as jy in Amerika gekyk het wat aan die gang is, kan jy glo, 'n Suid-Afrikaner het amper die hele Amerika op hol gehad oor die uitlatings wat hy gemaak het. Het ons agtergekom, is daar mense wat hulle het sommer skuld aangegaan en hulle het al hulle dinge verkoop en sommer vir mense na hulle huis toe gegaan en gesê, weet jy, die wegraping gaan op daai dag en datum plaasvind, sal jy na my hond kyk, of sal jy na my kat kyk, of sal jy na my troeteldiere omsien? En dan was TikTok vol van hierdie video's van mense wat sê, met ander woorde, my buurman het nou by my kom aanklop en vir my gesê, maar die Here gaan my nie kom haal nie. Dis wat hulle van my dink, dit is wat hulle van my raak sien. En toe dink ek, weet jy, eendag gaan ek nou nogals 'n preek oor daardie oomblik, daardie belewenis, wat daardie mense wat nou so geafronteerd gevoel het, gee, want ek dink dit sê nou weer iets oor die skynheiligheid van die Christendom. Maar weer opnuut het ons toe nou vir mekaar die vraag gevra, maar kan ons die dag en die datum van die Here se koms bepaal? En as daar een sekere ding is, wat Matteus 24 vers 36 tot 44 vir ons leer, hierdie Sondag, is dit daai stelling wat op die bord is. Ons weet nie wanneer Jesus kom nie. Jesus self se woorde in vers 36, ek gaan net gou teruggaan, laat julle dit ook kan sien, van daardie dag en uur dra niemand kennis nie, selfs nie die engele van die hemel nie, en ook nie die Seun nie, net die Vader alleen. Dis die eerste feit van vanoggend se skriflesing en se gedeelte wat ons gelees het. As iemand vir jou sê, die Here Jesus Christus kom op die 10de Desember 2025 om 1:00 die middag klokslag, dan het daardie persoon nie genoegsame kennis van die Bybel nie. Hier word dit reguit vir ons gesê, nie eers Jesus Christus weet wanneer Jesus kom nie. Langsaan sal julle sien, daar is so 'n prentjie van 'n baie bekende boekreeks. Ek dink as julle nou kom boeke toe gaan, behoort julle dit nou weer daar te kry. Is die Left Behind Collection wat deur Tim LaHaye en Jerry Jenkins geskryf is, wat nou ten doel is om nou vir ons te vertel wat nou na die wegraping gaan gebeur en plaasvind, daai 1000 jaar van swaar kry en. En ons gaan nou daarby uitkom. Maar wil ek vanoggend dan nou net een ding seker net sê, en as julle nie saam met my stem nie, dan is dit nou maar so, dan stem julle nie saam met my nie,
maar dit is die uitgangspunt van die NG Kerk en dit is waarvan ons 100% oortuig is. Daar is nie en daar sal ook nie iets wees soos 'n wegraping nie. Dis 'n baie jong teologie wat vir die eerste keer in 1830 op die tafel gestel is. Dit is nie 'n tradisie wat saam met die kerkvaders kom nie. Martin Luther het niks daarvan gesê nie. Johannes Calvin het niks daarvan gesê nie. As ons dit meet op die tekste, op die akademisie, op die werk, is daar nie 'n geldige teologiese rede vir die wegraping nie. Nou sien ek die vraagtekens. Nou sien ek, okay, ons het dit nou al gehoor, wat gaan nou aan? Want, as ons hierdie teksgedeelte lees, dan gaan ons op 'n punt kom, waar dit klink, asof Matteus praat van 'n vorm van 'n wegraping. Dan sal daar 2 op die land wees, en een sal saamgeneem, en die ander een agtergelaat word. 2 sal by die meelemaal, en een sal saamgeneem, en die ander agtergelaat word. Is dit nie 'n wegraping nie? Is dit nie wat hierdie teksgedeelte vir ons sê nie? Want Dominee, jy het nou net vir ons gesê, een ding is seker en een ding is 'n feit, is dat hierdie teks, as jy dit reguit so lees, ons weet nie die tyd wanneer Jesus gaan kom nie. So as ons daai woorde lees, as ons daai verse lees, dan sê dit nou maar vir ons reguit en duidelik, maar daar gaan mense wees wat saamgeneem word, en daar gaan mense wees wat agterna gelaat word. Maar hier moet ek dit nou vanoggend vir mekaar, moet ons dit vir mekaar sê. Ons moet die konteks verstaan en die res van hierdie gedeelte gaan in ag neem wanneer ons dit lees. Want dit was ook 'n ander vraag wat by my tot stand gekom het. Hoekom is Noag so belangrik in hierdie gedeelte? Hoekom haal Jesus vir Noag aan? En dan seker die grootste vraag waar julle almal nou vanoggend mee sit. Okay, Dominee, ons praat nou oor die wegraping en ons praat nou oor wanneer Jesus kom. Wat op dese aarde het dit uit te waai met Kersfees? Hoekom praat ons oor dit aan die begin van ons adventstydperk? So, kom ons praat oor Noag. Hoekom haal Jesus Christus Noag as 'n voorbeeld in hierdie gedeelte aan? En dan, wanneer ons dit dan nou vir mekaar sê, is dit belangrik dat ons vir mekaar net sal gou herinner wat gebeur in die verhaal van Noag. Wie onthou? Ek sien net koppe knik. Ons praat nou van Noag en nie Moses nie. Nee? Ja, ek sien die belydenniskinders wat hier is. Dis van ja, ons het julle gevang met hom. En dis Noag en nie Josef nie, né? Wat gebeur met in die verhaal van Noag? Julle kan in van Genesis 5, 6, 7 en 8 die verhaal van Noag lees. Ek mag dalk 'n hoofstuk te veel gegee het of te min gegee het. Maar as ons daar gaan lees, dan gaan ons sien die Here sê, maar weet jy, hy is ontevrede met sy skepping, né? Hy wil die skepping reset. Hy wil die skepping van vooraf begin met 'n groot vloed wat hy gaan stuur.
En die sondeverval en wat met die mensdom gebeur het, is so erg en so sleg, dat daar 'n enkele familie in die hele skepping oor is, wat nog getrou luister en die Here navolg. En dit is dan nou natuurlik Noag en sy gesin. En dan kies die Here vir Noag en hy sê vir hom, maar weet jy, Noag, jy gaan die een wees wat die ark gaan bou. Jy gaan die een wees wat die skepping moet red vanuit hierdie groot vloed wat ek stuur. So bou 'n ark wat groot genoeg is om al die diere in te hou, en dan wil ek vir julle vra, is dit 2 pare diere, 2 pare van elke soort, of is dit 2 pare van elke reindier? Net gou, gaan lees dit vir in hierdie week in julle eie stilte tyd, en as julle vir my die antwoord het, dan kan julle dit vir my sommer net stuur. Die vloed kom, die skepping word reset, die ark berg letterlik op die berg Ararat, en die diere word vrygelaat, en die Here sê, maar ek sal nooit ooit weer so 'n groot vloed stuur nie. En die kenmerk van hierdie belofte, die standvastigheid van hierdie belofte, na Vanderbijlpark sy vloede gehad het hierdie jaar, was 'n reënboog. Terloops, Dinsdag aand, ek weet nie of julle gesien het nie, was daar 'n reënboog, nadat hierdie groot vloede was. Nou, ken ons die verhaal, ons ken die verwysing, ons weet Matteus hou daarvan om vanuit die Ou Testament vir ons te brug te bou na die Nuwe Testament toe. So nou moet ons vir mekaar vra, maar wat wil Jesus bereik wanneer hy Noag se verhaal as 'n voorbeeld wil gebruik in hierdie gedeelte? En hierin is vir ons die antwoord eintlik, gee Jesus dit vir ons. Nee, Jesus sê vir ons, in die tyd van Noag, in die tyd van hierdie groot onsekerheid, in hierdie tyd wat Noag vir die mense gesê het, maar die Here gaan 'n vloed stuur. Berei julle self voor, kom tot bekering, verander julle lewenspad, sien die skrif is aan die muur, as ek Daniël kan aanhaal. Maar wat het hulle gedoen? Hulle het aangegaan met hulle werk. Hulle het aangegaan soos normaal. Hulle het die dinge gedoen wat vir hulle belangrik was. En Noag daarteenoor, toe Here vir hom sê, bou 'n ark, want op daai dag en datum gaan ek 'n vloed stuur, het Noag die ark gebou, soos wat die Here aan hom voorgeskryf het. Soos wat die Here vir hom gesê het, hy moet doen. Soos wat die Here vir hom die opdrag gegee het, om dit uit te voer. Ons kry dan hierdie tweespalk, hierdie paradoks wat Jesus vir ons kom wys. Mense wat aangegaan het met hulle lewens, wat nie aggeslaan het op die Here nie, wat net dood eenvoudig aangegaan het waarmee hulle besig was elke liewe dag. En Noag en sy gesin wat amper half geduldig gewag het op dit wat die Here vir hulle gesê het om te doen. Bou 'n ark, wag vir die reën, laai die diere. Net my volgorde reg kry. Bou 'n ark, laai die diere, en hier kom die reën. En so was Noag die getroue een. En in hierdie week, toe ek hierdie gedeelte lees, het 'n predikant of 'n teoloog, ek is nou nie presies seker nie, hierdie stelling gemaak. En hy het gesê, maar wat opvallend is van die voorbeeld wat Jesus gebruik, is wie is die mense wat agtergebly het? Nie die ongelowiges nie.
Nie die mense wat elke liewe dag aangegaan het met hulle werk nie. Nie die mense wat nie geluister het na die profesie wat Noag kom verkondig het nie. Dit was die gelowige wat agtergebly het. Dit was die een wat gehoorsaam was aan die Here wat agterna gebly het. Kain. Dan bring ek julle weer terug by vers 40 en 41. Dan sal daar 2 op die land wees. Een sal saamgeneem word en die ander agtergelaat word. 2 sal by die meule maal, een sal saamgeneem en die ander agtergelaat word. Wie moet ons wees? Een wat saamgeneem word, of die een wat agtergelaat word? In die konteks van die voorbeeld wat Jesus Christus gebruik, ons moet agterna bly. Hoekom? Want ons het 'n werk om te doen. Ons moet die wêreld voorberei. Ons moet vir die wêreld verkondig. Ons moet vir die wêreld sê, maar weet jy, Jesus Christus kom weer. Maar weet jy, is jou saak met die Here reg? Maar weet jy, sien jy die skrif is aan die muur? Sien jy dat die Here vir ons gesê het dat hy weer gaan kom, dat daar 'n finale oordeel gaan wees en dat ons almal ons saak moet uitsorteer met die Here. Want as ons nie hierdie gedeelte verstaan in die konteks van ons moet agterna bly nie, dan maak wat ons lees in Matteus 28 nie sin nie. Gaan dan heen en verkondig die evangelie. Gaan doop die mense in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En moenie vrees nie, moenie bang wees nie, want die Here Jesus Christus is met jou waar ook al jy gaan. En dit is hier waar ek vanoggend 2 dinge wil sê. In die eerste instansie, in lyn met wat ek in ons woord vir die week gesê het, is as ons so opgewonde is vir 'n wegraping, as ons so opgewonde is, maar weet jy, die Here gaan my kom wegneem, hy gaan my kom uithaal uit hierdie ellende uit, dan mis ons die punt. Want deur Jesus Christus het ons verlede week vir mekaar gesê, is ons die lig vir die wêreld, is ons die refleksie van God in die wêreld daar buite. As God se mense nie meer hier is nie, wat dan? Waar is die lig vir die wêreld dan? Waar gaan die evangelie verkondig word? Waar gaan die goeie nuus vir die wêreld verduidelik word? Dit kan nie, dit mag nie, en dit sal ook nie wees nie. Die tweede ding is ons voorbereid. Is ons reg vir die tweede koms van Jesus? Paulus was so oortuig van Jesus se tweede koms dat hy amper half in die eerste synode-setting vir die disippels gesê het, maar weet julle, kom. ons moet die evangelie gaan verkondig. Ons moet die mense tot bekering kry. Ons moet vir die mense gaan wys wie Jesus Christus is en wat hy vir ons beteken. Die vraag wat ons dan vir mekaar moet vra,
is hoe kan ons onsself voorberei vir die koms van Jesus? Paulus se woorde in Romeine 13 vers 12 tot 14 is vir ons daardie herinnering. Die nag het reeds ver gevorder. Dit is amper dag. Kom ons doen dan afstand van die praktyke van die duisternis en trek die wapenrusting van die lig aan. Kom ons leef betaamlik, soos in die dag, nie met gevyf en dronkenskap nie, nie met ontug en losbandigheid nie, nie met rusie en afguns nie. Beklee julle egter met die Here Jesus Christus en maak nie voorsiening vir julle sondige aard om sy drange te bevredig nie. Ons moet met daardie nugterende wete, daardie wete dat Jesus Christus môre op ons voorstoep kan kom, oor 10 jaar, oor 100 jaar, oor 1000 jaar, voor ons gaan kom. En kan ons dan nou werklik vir mekaar daai vraag beantwoord? Het ons die evangelie verkondig? Het ons die goeie nuus uitgedra? Het ons die boodskap van die koms van ons Here Jesus Christus vir almal met wie ons teëgekom het, mee gedeel? En dan in lyn van wat Paulus hier sê, was ons lewens 'n refleksie daarvan. Soos ons verlede week vir mekaar gesê het in ons Kerssangdiens. Gelowiges, die ware spieëls van God se liefde. Ek wil jou uitnooi om vir 'n oomblik daaroor na te dink. Op hierdie Sondag van hoop, op hierdie Sondag waar ons vir mekaar sê, ons sien uit na die geboorte van Jesus Christus, maar ons het hierdie stewige en vaste hoop dat die Here weer gaan kom. Dat die Here saam met ons gaan wees in alles wat ons aanpak. Ons gaan saam 'n skuldbelydenislied sing waar ons vir mekaar sê, Heer, wees genadig. Heer, wees barmhartig. Here, help my. Here, leer my. Here, staan my by, sodat ek u goeie nuus kan deel. Julle sal sien, dis net 'n een vers lied, ons gaan hom 'n paar keer herhaal, soos wat ons die gewoonte het, wat ons doen met Tessy-liedere. Ek gaan hom net die eerste 2 keer vir ons deursing, om vir jou geleentheid te gee, om net te reflekteer, en dan gaan julle sien, daar sal op die bord staan, almal wat ek jou wil uitnooi, om hierdie woorde saam met my te bid. Kom ons bid saam en vra vir die Here se vergifnis. Genadig, Heer, wees barmhartig, Heer, wees genadig, ons kniel hier voor U neer. Heer, wees genadig, Heer, wees barmhartig, Heer, wees genadig, ons kniel
sê Paulus vir ons in Kolossense 1 vers 26 tot 28 die volgende. Die misterie wat vir eeue en geslagte lank verborge was, is nou aan sy heiliges bekend gemaak. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe ryk die heerlikheid van hierdie misterie vir alle nasies is. Christus is in julle, die hoop op die heerlikheid. Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, sodat ons elke mens voor God kan stel as volwasse in Christus. Dit gaan nie oor wegrapings nie. Dit gaan nie oor die dag en die datum van Jesus se koms nie. Dit gaan oor, is jy reg? Sal jy die Here Jesus erken wanneer hy hier by jou is? Is jy daarvan oortuig dat die persoon wat langs aan jou sit, weet wanneer Jesus gaan kom? Jesus Christus, die hoop op die heerlikheid, die hoop vir die wêreld, die een na wie ons uitsien. En daarom wil ek dan nou vir Pieter vra om vir ons dan nou vanoggend die eerste adventskers aan te steek en te sê, ons hoop is nie op onsself nie. Ons hoop is dat ons nie eendag weggeneem sal word en vrygespreek sal word van alles nie. Ons hoop is in Jesus Christus, wat weer sal kom, en ons daardeur in sy teenwoordigheid kan leef. Die heel kleinste een. Wanneer ons dit vir mekaar gesê het, kan ons dan nou ook vir mekaar sê, maar ons glo in 'n drie-enige almagtige God. En daarom wil ek jou uitnooi in antwoord op hierdie kers wat vanoggend aangesteek is, dat ons saam ons geloof sal bely in ons kragtige Here. Staan saam met my en sing Enigste Here, enkele wese. Enigste Here, enkele wese, ons glo in U met ons hele hart. Eerlik bely ons, vryheid getuig ons, U is vir ewig God en Heer. U onbegryplik, U is onsienlik, altyd dieselfde, oneindig groot. U is almagtig, wys en regverdig, U is die bron van alle goed. U kan die sitplek inneem.
Ek gee jou dan nou geleentheid om vir 'n oomblik net te reflekteer en op die stem van die Here te fokus terwyl die diakens die offergawe opneem. Ek nooi jou dan nou uit om saam met my op te staan en dan ons diens af te sluit. Ek hoop julle sou agterkom, daar was 'n beweging in ons erediens se liturgie. Hierdie stil, rustige musiek wat so stelselmatig net begin opbou het en opbou het. En dit is presies dit wat Adventsondag is hierdie oomblik van, ja, ons weet, ons hoop is gefestig op die een wat kom. Maar hierdie opgewondenheid kan ons nie binne onsself hou nie. En daarom staan ons dan nou triomfantlik op en sê dan nou vir die hele wêreld, maar hierdie tyd, hierdie volgende paar weke, hierdie tyd wat opbou na Kersfees toe, wys na een mens toe. Dit wys nie na Kersgeskenke nie, dit wys nie na 'n man met 'n rooi baard nie, dit wys nie na allerhande spesiale aanbiedinge en vakansies en al daai dinge nie. Dit wys na die lig vir die wêreld, die weg, die waarheid en die lewe. Dit wys na Jesus Christus. Kom staan saam met my en kom ons sing tot eer van die Here. Was ons verlore, Christus is gebore, juich dan almal, jubel oor die zaligheid. O die goeie tyding, o die blye tyding, kom met krag in die Kersfeestyd. Hy die hemelkoning maak by mense woning. Hy gebore in die volheid van die tyd. O die goeie tyding,
hoor die blye tyding, hoor ons dis Kersfeestyd. Blye hemelkore, loof die kind gebore, juich nou mensdom, prys hom tot in ewigheid. Staan so en ontvang die seën van die Here. Mag ons aan die begin van hierdie Kerstyd, aan die begin van hierdie Adventstyd, ons hoop in die enige gebore Seun, Jesus Christus, vestig. Ek bid dit in die naam van ons ewige God en Vader, sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees, wat met ons is en bly. Amen.